Goed, ons gaan lees uit Handelinge hoofstuk 1, maar voordat ons daarby kom, ons vier as Christene vier ons Paasfees, want dit is die tyd wanneer Jesus gekruisig is. Ons vier Kersfees, want dit is wanneer hy gebore is, dat God so groot was dat hy sy seun vir ons gegee het. Dat Jesus gebore is as 'n mens. En julle ken my nou nie, maar julle sal weet dat ek glo dat Jesus Christus is ten volle God en hy is ten volle mens. Hy is 100% God, want hy was van die begin af daar. Daar toe God gesê het, kom ons maak mense na ons beeld. Dat Christus van die begin af daar was. Dat dit die plan van God was, dat iemand moes kom om die prys te betaal van sonde. En dat daardie plan was, dat Jesus Christus, die Seun van God, wat nie gemaak is soos enige ander skepsel nie, maar wat ten volle God is, besluit het om die vorm van 'n mens aan te neem. En daarom vier ons Kersfees, want ons sê dat Jesus Christus ten volle mens was, net soos elkeen van ons, en die verskil daarmee, dat hy geen sonde gehad het nie. En dan vier ons die Paasfees, waar Jesus sy lewe gegee het. Die kruis is nie maar net iets waarna ons kyk nie, dit is nie net 'n hangertjie wat ons om ons nek dra nie. Wanneer ons na die kruis kyk, is dit die teken wat God gegee het, dat ons sondes vergewe is. Dat Jesus Christus sy lewe gegee het. Ons vier met Goeie Vrydag dat Christus gesterf het en met daai sterwe sê hy dat al ons sondes is op hom geplaas, maar dat hy in die 3 dae wat hy dood was, dat hy nie niks gedoen het nie. So Jesus was besig in daai 3 dae. Want ons lees dat die woord van die Here vir ons sê dat Jesus het afgegaan, ons praat van ter helle neergedaal het, want daar was in daai tyd was daar 'n area wat hulle genoem het die paradys en die hel of die plek waar daar mense is wat verlore is en wat gesterf het sonder om God te ken. Die duiwel en sy trawante. Hulle was daar. In die paradys was die mense wat gesterf het voordat Christus gekom het. Wat kinders van God was, Israeliete, wat die volk van God was. Want hulle kon nog nie by God uitkom nie, want Jesus Christus het nog nie gekom nie, Jesus Christus het nog nie gesterf nie, en Jesus Christus het nog nie opgestaan. En dan gaan Jesus na die paradys toe, en hy gaan haal die mense wat daar was, en hy neem hulle saam met hom op na die hemel toe, waar hulle in die teenwoordigheid van God is, en hy kondig aan vir die demone en vir Satan, dat hulle gedink het, dat hulle oorwin het. Want hulle het gesien hoe die Seun van God sterf. En vir 'n oomblik het hulle gedink dat die oorwinning is behaal, maar dat Jesus gegaan het en aangekondig het dat hy die Seun van God is, dat hy lewe, dat hy die ding wat vir ons in ons lewens die moeilikste is baie keer om te hanteer, en dit is die dood, dat hy dit oorwin het. Dat die dood hom nie kon oorwin nie. Dat die graf hom nie kan hou nie. Dat hy opgestaan het en dat hy die Seun van God is wat lewe en dat hy in daardie tyd aan mense verskyn het en in die 40 dae wat volg, het hy eers aan die vroue verskyn, daarna het hy aan die disippels verskyn, daarna het hy aan 'n duisende klomp mense verskyn. En dan vier ons daardie dag wat Christus gesterf het en wat opgestaan het. Maar wat net so belangrik is dat ons die dag sal vier, dis nie meer op die kalender nie. Jy so ou mis dit, né? Partykeer. Want as hier na die einde van die maand toe,
Alles raak besig en daar's soveel klomp goedes wat 'n ou moet doen en ons mis dit baie keer. En dit is die feit dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. En dit is net so 'n belangrike dag soos enige ander dag in ons kalender wat ons vier. En partykeer dan mis ons dit en dan doen ons dit nie regtig soos wat ons dit moet doen nie. Maar julle sal krag ontvang, Handelinge 1 vers 8 tot 11. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem en terwyl hulle dit sien en in die wolk met hom wegneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, hierdie seun van God, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle na die hemel toe sien opgaan het. Die seun is die beeld. Nee, okay. Ja, daar's okay. Ja, net tot daar. Ons gaan nou die ander gedeelte lees. Dat ons vier dat Jesus opgevaar het na die hemel toe, maar Christus het nie verdwyn nie, want partykeer toe hy op aarde was, dan het hy so nou en dan het hy weggeraak. En die rede hoekom hy dit gedoen het, is sodat hy in kontak kan wees met God die Vader, sodat hy met sy Vader kan praat, sodat hy weer die krag kan ontvang om mense te kan bedien. Maar hier het Jesus nie weggeraak nie. Hy is opgeneem na die hemel toe. Hy is opgeneem om langs God die Vader te gaan sit. As jy 'n gedeelte lees, jy kan gaan lees in Daniël hoofstuk 7. Dan Daniël hoofstuk 7, as jy eintlik nie weet watter hoofstuk jy lees nie, dan sal jy dink jy lees 'n gedeelte uit Openbaring uit. Want hy praat van die diere en van die groot horing en die klein horing, en dan praat hy van iemand, die Allerhoogste wat op die troon sit en dat daar engele rondom hom is. En dan praat hy van die seun van God. Die seun van God wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. En dat aan hom is gegee die mag om te heers oor alles en almal. Ons dink baie keer, dan dink ek mense dink aan Christus nog steeds as die klein babietjie wat gebore is in die krib. Of ons sien in ons Bybel, die kinderbybels, né? Jesus was, het julle al gehoor, julle vrouens, tall, dark and handsome, né? Julle gesien, hy het altyd sulke lang swart hare en hy lyk so mooi. Wel, gaan lees bietjie wat sê Jesaja oor hoe die Messias gelyk het. Hy was nie aanskoulik nie. Maar daar word hierdie uitbeelding gemaak van Jesus met hierdie lang swart hare, met die lammetjie op die arm, né? Die liewe Jesus. Hy is nie meer die liewe Jesus nie. Hy is die seun van God. Hy is die koning van alle konings, hy is die Here van alle heersers. Hy is in beheer van alles. God het alles wat hy gemaak het hy onder Jesus Christus se voete gesit. Ons lees dit dat Dawid skryf, hy sê, my Here het vir my Here gesê, sit en ek sal jou vyande onderwerp, ek sal hulle jou voetstoel maak. Dit is wie Jesus Christus is. Hy is die oorwinnaar van alles, hy is die koning, hy het mag en heerskappy, alles wat God gemaak het, al die mag wat God die Vader gehad het hy aan Jesus Christus die Seun gegee, die oomblik toe hy opgevaar het. Lang jare terug, nadat die koningin oorlede is, toe hulle Charles koning gemaak het. Dis 'n verskriklike dag. Die koets word gepoets, die perde word gekam, die juwele word oopgemaak, daai juwele wat James Bond moet beskerm. Hulle gaan haal die sleutel en haal dit uit en hang die ketting om die koning se nek en dis duisende mense wat hier in die straat afstaan en hulle juig en hulle is dankbaar en hulle is bly oor hierdie nuwe koning wat aangestel word. Imagine hoe moes dit geklink het in die hemel toe Jesus Christus daar aangekom het.
Toe hy die werk waarvoor God die Vader hom gekies het, toe hy dit afgehandel het, toe hy opgestaan het, en toe hy opgevaar het en sy posisie ingeneem het, as die koning van alle konings. Hoe moes dit in die hemel geklink het, toe Jesus Christus sy plek ingeneem het, as ons koning? Hy is nie meer liewe Jesus nie. Hy is nie maar net 'n babietjie nie. Hy is die een wat die dood oorwin het. Hy is die een wat lewendig geword het. Hy is die een wat vir elkeen van ons lewe gee. As daar dood is in jou lewe, is hy die een wat vir ons lewend kan maak. As daar hartseer is hy die een wat presies verstaan waaroor dit gaan. Want hy is presies deur al hierdie goedes. Alles wat ons ervaar, het Christus ervaar. En die hemelvaart van Jesus Christus sê vir ons 4 goed. Die eerste ding is, dit praat vir ons oor Jesus se teenwoordigheid. Dit praat oor Jesus se posisie. Dan praat dit oor ons plek. En die 4de ding is, dit praat oor ons doel. En die eerste ding gaan oor Christus se teenwoordigheid. Is dat ons as kinders van God het nie nodig om na 'n plek toe te gaan om in die teenwoordigheid van God te wees nie. Dat Christus ons vrye toegang gegee het, dat ons in die teenwoordigheid van God kan inkom. Dis alles goed en wel om Israel toe te gaan en die geskiedenis te gaan beleef, maar jy het nie nodig om soontoe te gaan om in die teenwoordigheid van God te wees nie, want Christus het deur sy opvaart na die hemel, het hy die toegang wat daar was, wat ons beperk het hy oopgemaak sodat ons met vrymoedigheid na God toe kan gaan en sodat ons altyd in die teenwoordigheid van God kan wees. Dit is waar hy sy posisie ingeneem het. Dat hy langs God sit, dat hy ons middelaar is. Dat hy vir ons intree, dat ons vrymoedigheid het om by God uit te kom. Daar is nie meer nodig dat ons sekere plekke hoef te besoek nie, maar oral waar jy is, oral waar jy gaan, is daar 'n oomblik is, wat jy 'n behoefte het, om met God te praat, net om te sê dat jy dankbaar is, net om te sê dat jy lief is vir hom, net om te vra, Here, dat U my nodig het, dat U my sal lei, dat U vir my die insig sal gee. Daardie oomblikke is beskikbaar vir almal van ons. Want Jesus het dit vir ons oopgemaak. En die tweede ding is, dit praat oor sy posisie. Dat hy dood was, maar dat hy opgestaan het, en dat hy nou aan die regterhand van God sit, dat hy is die almagtige Here, hy is ons koning. Seker een van die mooiste gedeeltes in die Bybel is vir my Kolossense hoofstuk 1. Want dit praat oor die voorrang van die Seun. Paulus skryf hierdie gedeelte in Kolossense, want daar het mense gekom in die gemeente in, en hulle is vandag tussen ons. En hulle lyk soos ek en jy, hulle praat soos ek en jy. Partykeer sit hulle hier, wat vir jou sê, dat Christus is alright, maar jy moet dit en dit en dit doen. Daar's iets wat moet bykom. Dat, ja, dit is goed om te sê dat Jesus is die Seun van God en dat jy jou sondes moet bely, maar vir jou om nog meer gered te word, as dit moontlik is, vir jou om nog meer gered te word, moet jy al hierdie goedes ook doen. Met al hierdie reëls nakom. Dis asof hulle gesê het, daar's 'n geheime organisasie, van mense wat meer weet, en dat hulle ons moet leer, dat die Christene van daardie tyd, dat die mense van daardie gemeente in Kolosse, dat hulle nie alles geweet het nie, alhoewel Paulus vir hulle gesê het, ek het vir julle alles geleer, julle is alles geleer rondom die evangelie van God, daar's niks anders nie. En dat hy vir ons kom sê, in daai gedeelte van Kolossense, dan praat hy oor die oppergesag van Christus.
En hy praat oor die genoegsaamheid van Christus. Dat daar is niks in hierdie wêreld wat hoër gesag het as wat Christus het nie. Daar is niemand in hierdie wêreld, nie die paus nie, nie een of ander profeet nie, daar is niemand wat hoër gesag het as Christus nie. Daar is niemand wat genoeg is vir elkeen van ons meer as Jesus Christus nie. Wat hy gedoen het, is genoeg. Wie hy is 'n bewys van die posisie wat hy ingeneem het, dat hy die seun van God is, dat al die gesag aan hom behoort. Kolossense 1:15 sê vir ons, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Want Jesus Christus sê vir ons, dat as ons, vir sy disippels, hy sê, as julle my gesien het, dan het julle die Vader gesien. As julle my gesien het, dan sien julle God die Vader. Hy is die afbeelding, hy is die beeld van God, hy het vir ons die hart van God kom wys. Dit is wie Jesus Christus is. Die seun is die eerste. Die vertaling daar is die eerstgeborene. So nou, jy weet, nou raak die mense mal, nou sê die Jehova getuies, dit is 'n bewys dat Christus gebore is en gemaak is, dat hy is nie God nie. Al wat hierdie ding sê, is dat Christus was die eerste. Hy is nie gemaak nie. Hy was die begin, hy is die original. Dit is waar alles begin het. Dan sê hy hierso, die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. Christus is bo alles. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en in die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur Christus geskep. En dan sê hy, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Alles is vir hom en deur hom geskape. Aan die begin, Genesis hoofstuk 1 vers 1, dan staan daar, aan die begin het God alles gemaak. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Wat dit eintlik vir ons sê is dat daai sê ook vir ons, dat Christus het alles gemaak, want Paulus kom en dan kom bevestig hy dit, hy sê, deur Jesus Christus is alles gemaak, en alles is nie net deur hom gemaak nie, maar alles is vir hom gemaak. Alles wat ons sien, alles wat ons nie sien nie, behoort aan Jesus Christus. En hy is genoeg. So niemand wat hier voor staan, kan vir jou enigiets sê, dat daar enigiets anders is wat jy moet doen, om die genade en die liefde van God te verdien nie, want jy kan nie. Ons kan dit nie doen nie. Alles wie ons is, wat ons het, die genade wat ons ontvang, die vryspraak wat ons ontvang, gebeur deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Daar's niks wat ons kan byvoeg nie. Hy is die gesag bo alles, en hy is genoeg. Al wat jy nodig het, is hom. Al wat jy nodig het om gered te word, is om Jesus Christus aan te neem. Dis al wat jy nodig het. Om te erken, Paulus skryf dit so mooi, hy sê in Romeine, dan sê hy, as jy met jou hart glo, dat Jesus Christus die seun van God is, en as jy met jou mond bely, dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal jy gered word. Niks anders. En dis die verskil tussen wat ons glo, en wat al die ander godsdienste glo. Hulle aanvaar Jesus Christus, hulle dink hy was 'n nice ou, hulle dink hy het goeie goed gedoen, hulle dink hy is 'n profeet, maar sodra jy met hulle praat oor die opstanding, dan sê hulle, nou, kan nie wees nie. Kan nie gebeur nie.
Maar tog is dit presies wat gebeur. Enige geloof. En dan sê hulle vir jou, jy moet geld spaar om na die plek toe te gaan. En vir 'n maand lank mag jy nie brood en water eet nie. Jy moet al hierdie goedjies doen, jy moet al hierdie wette nakom, jy mag nie vark eet nie, as jy Sondag kerk toe gaan, as jy verdoem en al daardie goeders, Hulle sê vir jou klomp goed, klomp reëls wat jy moet nakom. Terwyl die woord van God vir ons sê dat dit wat Christus gedoen het is genoeg. Ons moet dit glo. Ons moet dit aanvaar. Ja, wanneer ons tot bekering kom, dan begin ons 'n ander lewe lei, dan begin ons ander goeders doen, nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Dit is 'n bevestiging van ons geloof. Die derde ding is ons plek. Johannes 14 vers 1 tot 4. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan hom vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En dan sê hy, en julle ken die weg na die plek waarheen jy gaan. En dan vra Thomas vir die Here, wys vir ons die weg. Dan moet Jesus weer van voor af begin. Het jy nou alles vergeet wat ek vir jou geleer het? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is hoe ons by God uitkom. Dat hy gaan om vir ons plek voor te berei. Dat hy weer sal kom. Dat ons 'n manier gevind het om by God uit te kom. Dat ons plek voor God is as regverdiges, as mense wat vergewe is, as ons sondes wat weggeneem is. Dis die mense wie ons is, dis die plek wat ons het voor God as gevolg van, nie omdat ons so goed en nice is nie, en ek glo julle almal is, maar oor dit wat Christus gedoen het. Oor dit wat hy vir ons doen. Johannes Calvin het gesê, Jesus het die koninkryk van God vir ons oopgemaak, wat deur Adam toegemaak is. Nou het ons nie meer net 'n hoop dat ons dalk eendag in die koninkryk van God sal kom nie, maar dat ons dit nou reeds besit. Romeine hoofstuk 5 praat oor alles wat Adam verkeerd gedoen het. Want wat Adam gedoen het is, en julle sal dit nou nie glo nie, dis nie die vrou se skuld nie. By the way. Want Adam is eerste geskape. En God het aan Adam 'n opdrag gegee dat hy sy vrou moes beskerm. En dit is nie asof hy in die garage besig was om 'n tafeltjie te bou toe sy die appel geëet het nie. Daar staan hy langs haar gestaan. Maar soos 'n gehoorsame man het hy altyd geluister na wat sy vrou sê, toe sê sy, hierdie is 'n pragtige mooi appeltjie en dit is so lekker en toe eet hy ook. Okay. Maar dis nie Eva wat alles toegemaak het nie, dis Adam wat alles toegemaak het. Want hy was die eerste gebore mens. En God het aan hom die opdrag gegee om te heers oor alles. En hy het sy heerskappy vernietig omdat hy gedink het dat dit wat hy nie het nie, is presies wat hy nodig het om gelukkig te wees. En daarom het daar soveel goed gebeur. En dan skryf Paulus daai hele gedeelte rondom Romeine hoofstuk 5, dan sê hy, maar as gevolg van dit wat Adam gedoen het, is ons verlore. As gevolg van wat Adam gedoen het, het daar 'n wig ingekom tussen ons en God. En dan sê hy, maar Christus het gekom om alles wat Adam verkeerd gedoen het, reg te maak. Om alles wat toegemaak is, oop te maak. Om die plek wat ek gehad het as verlorene en ver van God af, om ons op 'n plek te bring waar ons in die teenwoordigheid van God is. Om alles te herstel. En wat Adam gedoen het, sê vir ons, dat daar is 'n bordjie voor die hemel wat sê, geen toegang. Dat dit wat Christus gedoen het, staan daar vrylike toegang.
Dat ons kan deel wees van die koninkryk van God. Dat ons vrylik toegang het tot hom. En die laaste ding is ons doel. Want daardie gedeelte in Kolossense kom antwoord 2 van die vrae waarmee mense die meeste worstel. Die eerste vraag is, maak my lewe saak. En die tweede een is, hoekom is ek hier? En Christus antwoord al twee daai vrae. Want hy sê, hy is die skepper van alles. Alles is deur hom geskep. Jou lewe maak saak. Want God het jou gesien. Christus het jou gesien. Hy het jou gesien vir die mens wie hy is. Hy het jou in jou moeder skoot aan mekaar geweef. Daar waar niemand jou kon sien nie. Daar het hy jou aan mekaar gesit. Hy het jou unieke eienskappe gegee. Dit is wie hy is. Hy het jou gemaak. En jou doel is dat ons nie hier is vir onsself nie, maar ons doel is hier dat ons hier is vir Christus. Want alles is nie net vir hom of deur hom gemaak nie, maar alles is vir hom gemaak. Jy is gemaak vir hierdie oomblik in jou lewe om hier te wees. Jy is die kind van God. Jy is na sy beeld gemaak. En dis nie wat jy in die spieël sien nie. Dis wat hier binnekant aangaan. God het iets van homself binne in jou gesit. Jou lewe maak saak. Of jy nou 5 is en of jy nou 50 is en of jy 85 is. Mense worstel met hierdie ding van wat is die doel van my lewe? En dit is dat jy geskape is om God te verheerlik in alles wat jy doen. Dat hy jou gekies het om sy kind te wees. Ons doel is om lig in hierdie wêreld te wees. Ons doel is om lig in Suid-Afrika te wees. Daar's soveel duisternis. Daar's soveel goed wat hier buitekant aangaan. Ons doel is dat ons die lig vir die wêreld sal wees. Ons doel is dat ons die genade van God aan ander mense sal gaan verkondig. Ons doel is dat ons hoop sal bring daar waar mense is wat hopeloos is. Ons doel is dat ons die sout van die wêreld sal wees, dat ons 'n verskil kan maak in mense se lewens. Die dag, toe ek my eerste intreepreek gee. Nou moet jy weet, nou is jou ma daar en die professors. En die ergste van alles is, daai tyd was dit nog kwaai, Toe ek aankom te besef ek het my baadjie vergeet. Sê die dominee, moenie worry nie broer, ons sal jou baadjie gee om aan te trek. Ek het altyd geweet dat Christus eendag sal terugkom en ek gedink daai dag is 'n baie goeie dag. Want ek weet nie of ek hierdie ding gedoen kan kry nie. En baie keer dat wanneer mense tot bekering kom, dan sê hulle, hulle wens so dat Christus kom. Ek hoop nie hy kom nou nie. Want ons het baie werk. Ons het regtig baie werk. Daar is baie mense wat in die kerk sit, wat sê dat hulle glo in God, maar hulle ken hom nie. Hulle weet hy bestaan, maar hulle ken hom nie. En ons sal nog daaroor praat. Maar die goeie nuus is, Christus kom, maar nie vandag nie. So ons voel bietjie left behind. Maar die rede daarvoor is dat God ons geroep het as sy kinders om 'n verskil te maak in ons gemeenskap. Hoe praat ons met ons vriende oor God? Praat ons met hulle oor God? Hoe praat ons met ons kollegas? Hoe wys ons vir ons kollegas dat ons kinders van ons? Hoe is ons lig in hierdie wêreld? Hoe is ons sout? Hoe maak ons 'n verskil? Hoe verkondig ons genade? Hoe deel ons die genade wat ons vrylik ontvang het? Hoe deel ons dit met ander mense? Die hemelvaart van Christus praat van die teenwoordigheid, dat ons vrye toegang het tot God.
Dit sê vir ons dat Christus het 'n magsposisie ingeneem. Hy is nie die babietjie nie, hy is nie die liewe Jesus nie, hy is die koning. Alles in hierdie wêreld, alles wat teen ons is, alles wat vir ons is, alles is onder Christus se heerskappy geplaas. Sy hemelvaart sê vir ons dat ons 'n plek het. En sy hemelvaart sê vir ons dat ons 'n doel het. Oral waar ons gaan. Dat ons geroep is om sy kinders te wees. Dat ons vrygespreek het. En ek hoop dat jy besef vanaand hoe lief God jou gehad het. En dat die Here wat jy dien, as Christus jou koning is, as jy hom aanvaar het as jou redder en jou saligmaker, is hy die heerser van alles, sy gesag, daar is niks hoër as hy nie. En jy het niks meer nodig as hy nie. Here ons God, ons dankie Here vir die boodskap wat ons het, dat U opgevaar het en dat U vir ons 'n plek maak, dat ons 'n plek het, dat ons 'n doel het, dat ons lewe saak maak, dat ons kan weet Here dat U is ons koning, dat U ons liefhet, dat U alles gemaak het, dat ons U kinders is. Ons dankie Here dat U 'n liefdevolle God is, wat ons vergewe. Ons prys en ons loof U naam. Amen.